Wêreldoorlog, juffrou, so die groep indigenous mense wat hulle hier in Sarum gevestig het, wat so 'n rol het hulle gespeel in die Tweede Wêreldoorlog, want ek verstaan dat baie van ons Khoisan mense, veral die vry na die slawe vrygestel was, baie van hierdie mense was nog steeds op 'n manier geforseer deur nie die British nie, om die British te ondersteun om in die Anglo-Boereoorlog te beklei teen die ek sê sommer boere nou wat wou kom oorvat het. Ons was voorste linies, soos byvoorbeeld my groot oupa het in die oorlog inbeklei en hy was ook een van die vry slawe, maar hy moes die uniform aantrek. Hy het altyd sy bene verloor en in die oorlog en toe hy terugkom, hy was nooit gecompenseer, nog nooit nie grond gekry nie, sy naam het opgegaan in die Hall of Fame vir veterans en dit is wat gebeur het met ons breinmense wat destyds in oorlog beklei. Daar is een in feite in die hele Suid-Afrika veilig om een monument te vind wat respek betoon of waarde heg aan die betrokkenheid van ons mense gedurende die Tweede Wêreldoorlog. En hulle was frontline soldiers. Hulle moes eers doodgaan. Frontline soldiers. Dis hoekom ek vir juffrou vra, as juffrou se pa nie die movement wat hulle gereis het om nou te sê ons is moeg van die onregverdigheid, ons is moeg van die onderdrukking. Wat se onderdrukking en onregverdigheid volgens hom het hy met julle gedeel, het hulle in daai stadium hier in Sarum geërvaar. En as dit dui dat die boere kom begin grondvatte, kyk dit was mos 'n sendingsdorp. So ek probeer net uitvind wat is die onregverdigheid wat hulle die meeste aangevoel het in daai tyd? Kom ek vertel jou, daai tyd toe het hulle mos nou nie 'n goeie geleerdheid gekry nie. My pa staan dit 4 uit, of graad 6 dan nou. Maar my ma het glad nie skool gegaan nie. Tweede ding is, my pa moes in die oorlog ook gewees het. Want ek onthou dit, omdat hy het die jasse, die swaar, hy het die jas. Ek weet nie of een van sy kleinseuns die jas het, of wie het die jas het, maar ek onthou die jas wat hy gedra het. Hulle het eerstens mos nou beklei, die boere het mos nou vir hulle werk geskep. So, hulle was nog op die so ingelig opbreid, dat hulle besef het die boere, weet ek om hulle te misbruik ook nie. Vir hulle was die belangrike om kos op die tafel te sit. En die baas vir my. Ek onthou toe ek gaan trou die dag het my pa met sy hoed voor sy bors gaan staan daar by een van die plase en gaan vir haar baas, my kind gaan nou trou, kan sy asseblief haar foto's hier so op jou plaas kom neem. Ons eie grond. Maar dit het vir my so gekrap, maar ek het nie die stadium gevoel ek wil. Nee, maar ander iets wat ek vir julle wil vertel. Is dit ook net ek praat? Ja, juffrou kan gesels. Okay, ander iets wat ek wil praat is die kerk. Kyk, dit was mos nou wit mense. Ja. Sarum kom uit die Engelse regering uit. Ons was op 'n stadium onder Namibië. Weet nog. Ja, dit is nog twee, daar is nog een, ek kan nie. En die mense, Duitsland ook, ons nou, Nederland, hulle het finansiëel ook 'n bydrae gelewer. Baie van hulle se grafte is in die begrafplaas van ons. Waar sit die begrafplaas? By die kerk. Nee, by die VGK kerk. Ja, ek het sê wel die storie vertel. In ons pad het 'n familie gewoon. En destyds toe kon die kerk nie al twee die goed hanteer nie. Die bestuur van die kerk en die bestuur van die dorp en die dorp se grond. Ja. Toe het hulle ons Sarum het onder Tilbag geresulteer. Ja. Onder Tilbag se raad. Haar jare was dit nog die raad genoem. Ja.
So hulle het vir Saron bestuur. Ons nou ook maar minimaal gedoen wat die noodsaaklikste wat gedoen moet word en so aan. Toe gee die kerk vra toe vir die raad om vir Saron te bestuur. En hulle hou net bepaalde dele uit die kerk. Maar voor hulle dit doen, gee hulle vir die gemeenskap 'n geleentheid om hulle grond te koop. Die kerk, die stukkie grond waarop hulle woon, kan hulle koop vir 25 pond. Is dit die VGK kerk? Nee, dit is die Nederduits gereformeerde kerk. Okay. Maar Saron se grond is nog nooit oorgedra van die Nederduits gereformeerde sendingkerk na die VGK kerk toe nie. Ons is nog steeds onder Nederduits gereformeerde kerk. So, daar is 3 instellings waar die grond moet gaan. Van Nederduits na sending kerk toe, na VGK toe. En dan na die eienaar toe, grondeienaar. Ja, maar daardie jare, toe die kerk mos nou in beheer gewees van die grond en hulle het dit teen 25 pond aan die mense verkoop. En my pa was een van hierdie mense. Society het besluit, maar hulle gaan nie hulle grond koop nie. Hoekom moet hulle grond koop? Hulle woon al nog is hulle grond, hulle gaan dit nie koop nie. En hierdie groepie Society het volgehou met hierdie gedagte, maar op 'n stadium, om een of ander rede, het my pa en van sy vriende tog wel hulle grond gaan koop. Maar die een persoon wat in ons straat gewoon het, is mos nou nog onder die gedagte dat hulle gaan nie hulle grond koop nie. Ja. So ja, hier is een niggie van ons wat sê my pa, hy het haar pa in die rug gesteek met hulle groep. Maar in elk geval, en wat die kerk toe besluit is, nie jy, of jou kinders, of jou kleinkinders, gaan ooit grond kry in Saron nie. Dis nou ene wat geweier het om te koop. Dis een wat geweier het om te koop. Uit onkunde is. Soos 'n goeie man. Boer! En jy nou wat as om dat jy is van is 'n goeie man. Ek weet dan ek is nou nie honderd, is dan dat jy is van goeie man gewees. Of is Poppie so van goeie man? Ja, dat is goede man. Poppie is getrouwd, goede man. Goeie man. Maar wat is om dat jy is van? Goede man. Nee, jy sê nou Poppie is getrouwd, goeie man. Ja, goeie man. Goeie man. Goeie man as hulle pad? Die goeie man is deel van die Tokotwa-tribe van die Khoisan, wat vir alles soos haar, waar ons is vriend, wat so ingebeweeg het, wat ook. Maar in die case is net... Ja, dis net hier in die pad waar die groot boom staan, langs, voor jy die erf kry, dan is daar 'n nuwe huis is nou daar staan gemaak, want iemand anders van die gemeenskap het die grond gekoop. Maar hulle moes toe hulle erf leegmaak. Want toe trek hulle toe oor die pad na hulle bure toe. Die bure het iets gehad wat soos 'n garage was. So 'n saaltipe iets. En hulle is toe in daardie blyplek en tot op vandag toe kan daai kinders en hulle kleinkinders nie grond kry nie. So die kinders het getrou, maar hulle vrouens moes toe die grond koop, omdat die man nie die grond kon kry nie. Dit was soort van 'n wet. 'n wet van, ja, het was 'n wet gewees wat die kerk daai te gemaak het. Juffrou sê vir my dat is amper soos die kerk het letterlik 'n ek sê in Engels 'n generational curse geplaas op die manlike saad van die goeie mans familie, net omdat hulle in hulle reg opgestaan het om te sê ons is van hier, hoekom moet ons koop wat reeds aan ons behoort? En juffrou sê vir my, dis die kerk
Want die bench op die familie gesit het om te sê, julle sal nooit weer grondpoppies doen. Ja. En dit gebeur nog tot vandag. Ja, hierdie erf hier langs aan ons. Die mense hier langs aan ons. Hulle grond behoort nog altyd aan die kerk. So is nie net een geval in Saron. Nee, nou ek het die boeke gehad. Maar toe mense wat nou Khoisan ingestel is, wat 'n Khoisan groep hier begin het in Saron. Die ouetjie, ons is vriende, het eendag nou baie onlangs by my die boeke kom haal. Ag, juffrou. En want hy moes 'n verslag opgestel het. Ja. Ek het vir hom vertrou en ek het vir hom gevra asseblief bring net my boeke terug. Want ek was by Sahara, South African Heritage Agency. Yes. Een van die ooms met 'n groep ander mense saam met hom het 'n dokument saamgestel waarin die geskiedenis van Saron vasgevat is. En binne in daardie dokument was daar nog 54 erwe wat aan die kerk behoort het. Erfnommer, straatnaam, al daardie tipe goed. Waar is hierdie inligting nou? Die man het die boeke by my kom.